Dit is soms goed om vir 'n oomblik net stil te staan en jouself hierdie eenvoudige vraag te vra. Hoeveel van die dinge wat jy vandag in jou lewe tans het, die mense, die werk, die huis waarin jy bly, die klein en die groot dinge, was 10 jaar gelede jou drome en begeertes gewees? Ons is dikwels so vasgevang in die uitdagings van die hede, dat ons vergeet hoe ons vir hierdie dinge gebid en gesmag het daarna. Die lewensmaat met wie jy tans so baie beklei, was dalk die persoon wie jy lank terug net gewens het as hy net nog 'n keer vir my kan kyk in die restaurant of by die dans. Die motor wat jy vandag ry, wat jy moet invat vir 'n diens en wat dalk nou nuwe bande moet kry, was 'n paar jaar terug jou droommotor gewees. Jou werk wat jy tans het dalk jare terug gelyk soos 'n onbereikbare geleentheid. En nou voel dit vir jou soos 'n las. Hoekom sê ek hierdie dinge? Dis nie om jou probleme weg te praat nie, maar om ons te probeer herinner aan iets belangriks. Dankbaarheid bring vrede en tevredenheid. Wanneer jy besef hoe God reeds in jou lewe voorsien het, begin jou hart amper 'n rustigheid kry, selfs in uitdagende tye. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 5:16. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Jesus Christus van julle verwag. Filippense verwoord dit ook mooi. Filippense 4:6. Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Mag hierdie week vir jou 'n uitnodiging wees om net vir 'n oomblik stil te raak. Om jou eie gebede van gister raak te sien in vandag se lewe. En in daardie besef 'n nuwe vrede en tevredenheid met dankbaarheid te ontdek. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons gebede van gister en in die verlede gehoor het. Dankie dat ons in vandag en hier en nou kan sien dat U in ons gebede, versoeke, baie keer ook voorsien het. Ons gebed is, Vader, wil U ons so lei deur U Gees, dat ons dankbaar sal wees. Dat daar 'n rustigheid en 'n tevredenheid oor ons sal spoel, te midde van uitdagings in die hier en nou. Omdat ons weet, U was, U is, en U sal ook daar wees in die toekoms. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om vir 'n oomblik te kyk na sy lewe en te besef dat baie van sy drome en begeertes waarvoor hy gebid het, waar geword het. En hy het net dalk daarvan vergeet. En dit kan hom dalk tot dankbaarheid lei. Tot 'n volgende keer.